Goeiemôre van my kant af, is 'n voorreg om saam te wees. As jy 'n man is, hoop ek jy tackle saam met ons die mannekamp. Dit gaan regtig incredible en baie special wees. Ons is in ons fokus die afgelope paar weke wat die Here eintlik intens in ons hart gesit het om die jaar mee te begin. Ek identifiseer as. En ons het gepraat oor die krag van identifisering, dat dit is so 'n groot impak in jou en my lewe dat dit beïnvloed alles. Dit beïnvloed ons optrede, dit beïnvloed ons toegang. Dis waar ons gesels het. En in die afgelope paar weke het ons gesels oor ek identifiseer as kind van God en ek identifiseer as 'n nuwe skepsel. So nie net word my optrede beïnvloed nie, die oorsprong van my gemoed verander. En dit is so incredible openbaring vir jou en my, dat die oorsprong van jou gemoed, waarvan af jy reageer, het Christus kom nuut maak. En wat 'n voorreg dat ons hom kan eer en in daai waarheid kan leef. En vandag gaan ons oor een van die grootste begrippe en een van die grootste openbarings oor jou en my lewe gesels. Ek identifiseer as gekruisig. Ek identifiseer as gekruisig. Hierdie is 'n massive onderwerp. En is belangrik dat ek en jy sal verstaan wat dit behels. Dis belangrik dat ek en jy sal verstaan wat dit beteken vanoggend, want ons ken maklik die begrippe ek is kind van God. En ons sal dit maklik bely. En ons praat maklik oor, ja, ons verstaan die Here maak ons nuut, maar wanneer dit by gekruisig kom, voel dit vir my, ons is nie almal die heeltyd op dieselfde bladsy nie. Ons verstaan nie altyd wat hierdie ding behels nie. So as jy jou Bybel het, kan jy oopmaak by Galasiërs 2. En ons gaan redelik by hom stil staan, so 'n bietjie rondspring tussen 'n ander paar skrifgedeeltes, maar Galasiërs 2, vers 20. Hy sê, en ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Ek is met Christus gekruisig. What a big statement. Nou voor ons net gaan induik in daai skrif, kom ons reverse net gou so 'n paar oomblikke, net om te verstaan, wanneer Paulus hierdie ding neersit vir die kerk van Galase, dan is daar 'n prentjie wat hy vir hulle probeer skets. En eintlik hier van vers 11 af, van Galasiërs 2, begin Paulus met Petrus raas. En hy sê vir Petrus, jy het bietjie afgedwaal van die evangelie af. Nie dat jy in geloof geval het nie, maar dat jy is op 'n plek waar jy met die nie-Joodse Christene gekuier het en geëet het en tyd saam spandeer het en toe die Joodse Christene wat tot bekering gekom het uit 'n Joodse geloof uit deel raak van die omgewing, toe doen jy afstand van die nie-Jode nie. Want skielik is jy nou terug by die wette en ek mag nie met die heidene tyd spandeer en saam met hulle eet nie, so hulle moet nou op hulle eie eet. En die oomblik toe hierdie wêrelde vir hom bots, toe sê hy, nou verstaan ek nie lekker nie, laat ek eerder teruggaan na die tradisie en die wettiese oortuigings van sekere dinge. En nou kom Paulus by hom aan en hy sê vir hom, hoekom sal jy sekere optredes verwag van ander mense as jy dit self nie eers mee toepas nie? As jy self nie eers mee in daai oortuiging is nie, wat is die spanning wat jy beleef? Hoekom is dit vir jou so moeilik? Loop eerder die reguit pad van die evangelie en volg Christus en nie wette nie. Volg Christus en nie rituele noodwendig nie. Laat toe dat jy weer ontdek dat die wet jou nie kan red of vrymaak nie, maar net in Christus word jy vrygemaak. En dan maak hy hierdie uitspraak in vers 17. So van vers 11 tot 17 stry hy eers met Petrus. Hy belyn hom eers met 'n paar dinge. En dan maak hy hierdie statement in vers 17. Maar as ons wat streef om in Christus geregverdig te word, self ook sondaars bevind is Christus dan 'n dienaar van die sonde? Nee, stellig nie. Want as ek weer opbou wat afgebreek het, dan betoon ek myself 'n oortreder. Want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. Nou hierdie is 'n belangrike skrifgedeelte en ek hoop jy gaan by my bly vanoggend en kan my lekker volg. Ek weet baie keer praat ek te vinnig, so hopelik kan jy by my bly. Vers 17, maar as ons wat streef om in Christus geregverdig te word, self ook sondaars bevind is. Moenie hierdie skrifgedeelte verkeerd verstaan nie. Te veel Christene lees hierdie ding en sê, daar is dit nou. Ek is maar net 'n sondaar. Daar is dit nou alweer. Ek streef om soos Christus te leef, maar ek is maar net 'n sondaar. Maar hy gebruik die woord beskou. Wie beskou hom as 'n sondaar? Wie is besig om daai persepsie los te maak? Wie is besig om daai spanning te veroorsaak? Ander gelowiges.
En wat hy probeer sê is, ek is op die plek waar ek weet, alles wat ek doen, streef ek om soos Christus te leef, maar dit is nie altyd eenvoudig nie. En partykeer val ek, en partykeer struikel ek, partykeer is daar goed wat nie vir my sin maak nie. Ek streef daarna om soos Christus te leef, ek streef daarna om soos hy te wees, maar ons streef daarna, maar ons word nou skielik weer as sondaars bevind. En dan maak hy 'n crucial statement, maar is Christus dan 'n dienaar van die sonde? Dan sê hy absoluut nooit in geen omstandighede nie. So wat probeer hy sê? Waar lê die spanning? Hy sê, hier's die ontdekking wat jy moet maak. Yes, ek leef in die verwysing van my nuwe bestaan. Ek is kind van God, ek is 'n nuwe skepsel en ek het 'n nuwe rigting waarin ek ingaan en alles wat ek doen, streef ek om soos hy te wees. Nou struikel ek en val, maar nou sê hy, is Christus 'n dienaar van die sonde? Dan sê hy, hier's wat jy moet ontdek. Die oomblik wanneer jy struikel en val, moet jy 'n bewustheid hê. Christus keer nie sonde goed nie. Of jy nou onder die wet is of geregverdig is, dit maak nie saak nie. Hy keer dit nie goed nie. So wat probeer hy vir jou en my wys? Wat probeer hy losmaak? Hy sê, die oomblik wanneer ek streef om soos Christus te leef, nou struikel ek en val. Nou kom ek agter, ek kan nie net tevrede wees dat ek aanhou so leef nie. Nou gaan ek terug en ek sê, ek kan sien, Christus keer nie hierdie optrede goed nie. Hy is nie 'n dienaar van die sonde nie. Hy is nie een wat dit goedkeur nie. En nou maak hy 'n crucial statement. Hy sê, want as ek weer opbou wat afgebreek het, wat afgebreek is, dan is ek 'n oortreder. Nie voor dit nie. Die struikel en val is nie die probleem nie. Hy sê die oomblik wanneer ek dit weer begin opbou en toelaat in my lewe. Die oomblik wanneer ek struikel en val en ek is net tevrede daarmee en ek is weer besig om op te bou. Jy sien, Christus het jou en my kom vrymaak, maar ek en jy is besig met een magtige herbouprojek. Hy haal die stene af en hy kom breek af en hy vat weg en ek is soos, hey Here, daar's 'n gat in daai muur. Wil hom net gou terugsit. Ek wil net hierdie muur gou herbou wat ek so gemaklik mee geraak het, want agter hierdie muur kan ek sekere goed justify. En nou skryf hy vir jou en my om hierdie ontdekking te maak, wanneer ek op hierdie pad is waar ek Christus dien, en waar ek streef om soos hy te leef, dan kom ek agter, daar's sekere goed, wanneer ek met hierdie proses te doen het, dan kan ek nooit weer opbou wat afgebreek is nie. Ek kan nie teruggaan na 'n ou manier van leef of dink nie. Ek kan nie teruggaan om besig te wees, om ou stene te gaan haal, om hierdie muur te herbou nie. En hier's die ontdekking dan wat hy maak. Hy sê, ek is met Christus gekruisig. Dis my openbaring dan. As ek leef en streef om soos hy te wees, maar ek struikel en val, dan draai ek om en ek sê, dankie Here, dat ek hoef nie te identifiseer met hierdie sonde nie, want ek weet Here, U het my vrygekoop. Dankie dat ek hier vandag kan staan en sê, daai sonde wat daar gebeur het, sit ek terug aan die kruis waar hy hoort, want ek is saam met U gekruisig. So ek besef, skielik, soos wat ek hierdie pad loop en soos wat ek in verhouding met hom staan, is daar hierdie besef en openbaring van 'n ontdekking van wat hierdie implikasie in my lewe is. En laat dit gou insink vir 'n oomblik. Die kruis is 'n moeilike ding, is 'n moeilike begrip. So wanneer hierdie skrif vir jou en my sê, ek is met hom gekruisig, dan beter ek en jy verstaan dat ons nie net 'n identifisering het met 'n gemaklike prentjie nie. Dat ons nie net 'n identifisering het, maar ag, dis net 'n stuk dankbaarheid vir dit wat die Here kom doen het. Ek is so dankbaar vir die kruis van Jesus Christus. Hy sê nee, wanneer jy identifiseer as gekruisig, dan is dit een van die wreedste maniere hoe jy kon sterf. Dis nie net 'n, ag, ek het rustig in my slaap gaan lê en heen gegaan en skielik die openbaring beleef. Ek is met Christus gekruisig nie. Hy sê daar is nie eintlik so 'n prentjie nie. Daar is nie 'n gemaklike identifisering in hierdie konteks nie. Hy sê ek is met Christus gekruisig en ek identifiseer met die volheid van die implikasie van die uitkoms van 'n kruis. En is net die dood. Daar is nie 'n ander uitkoms vir iemand wat gekruisig was nie. Daar was nie 'n, okay, kom ons haal hom nou maar af, hy het nou genoeg gelei, patch die wonde bietjie op, gaan maar voort. Moet dit net nooit weer doen nie, hoor. Dis dood. En nou sê hy, hier's die ontdekking, die grootste openbaring wat ek en jy moet maak. Ek is met Christus gekruisig. En hier's die eerste implikasie van dit, redelik eenvoudig en logies.
Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek het nie meer die ou bestaan nie. Ek het nie meer 'n ou verwysing nie. Ek is nie meer wie ek was nie, want ek het gesterf en ek het opgestaan. En nou sê hy, hierdie lewe wat ek nou leef, leef ek in Christus, nie net vir hom nie. Ek leef in Christus. Met ander woorde, die oomblik wanneer hy sê ek leef in hom, dan beteken dit elke element van wat ek nou gaan verder doen, verander elke ander interpretasie. Verander elke ander vraag. Want die vraag op die einde van die dag is nie meer wat doen jy met jou lewe nie, die vraag is wat doen jy met Jesus se lewe? En ek en jou stryd lê partykeer by, ag ons doen net ons bes. Nee, ons ken daai storie. Ek doen my bes, Susan. Doen my bes. En ons is so gemaklik met dit. Ek doen net my beste. Maar daar's 'n skuif wat plaasvind die oomblik wanneer ek en jy die vraag begin verander. Nie net is ek besig om tyd te mors nie. Is ek besig om Jesus se tyd te mors? Is ek besig om hierdie lewe ernstig op te vat? Is ek besig om te verstaan dat die volheid van sy hele wese is geopenbaar in hierdie nuwe lewe waarin ek myself bevind, en dit verander elke ander interpretasie. En ek love die paradoks wat hy nou kom gee vir jou en my, want nou gaan hy aan en hy sê hierdie sinnetjie, en hy sê, en dit die lewe wat ek nou leef. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie en Christus leef in my, maar die lewe wat ek nou leef, kan jy daai paradoks beleef? Ek is dood, maar ek het ontdek ek lewe. Ek is dood, maar ek moet nog verstaan, hier's goed wat gebeur. Hier in my, dis soos 'n goeie sci-fi movie, né? Jy verstaan nie, is die ou dood of lewe hy nie. Dis 'n vreemde konsep. Ek is dood, maar ek lewe. En die oomblik wanneer hy sê, hierdie lewe wat ek nou leef, leef ek in hom, in die geloof, dan verander die implikasie van jou lewe, want die oomblik wanneer hy daai konteks vir jou en my gee, dan sê hy, wanneer jy nou opstaan in hierdie nuwe lewe, as jy identifiseer as gekruisig saam met hom, en jy begin reageer op hierdie openbaring, dan sê hy, alles wat waar is van hom, word nou waar van jou. Jy het 'n uitstekende tyd gemis om amen te sê. As dit jou nie laat dans nie, gaan niks te doen nie. Alles wat waar is van hom, is nou waar van jou. Hoor dit vir 'n oomblik. As jy identifiseer met hom as gekruisig, en jy staan op en jy sê, en nou leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my, beteken dit, alles wat waar is van hom, is nou waar van my. Hy is heilig, daarom word ek geheilig. Hallo? Hy is die oorwinning, daarom leef ek in oorwinning. Hy is die vryspraak, daarom is ek vry, en ek is nie onder die spanning van hierdie wêreld nie. Daar's 'n ontdekking om te maak wanneer ek identifiseer met hierdie prentjie en hierdie verstaan en hierdie openbaring. Ek is saam met hom gekruisig, staan ek op in 'n waarheid. Alles wat waar is van hom is nou waar van my. En ek kan nie meer tevrede wees met net, ek het gestruikel en val nie. Ek staan op uit daai struikel oomblik uit en ek sê dankie Here dat ek hierdie oomblik kan vasspyker aan daai kruis. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En ek dink dis waar die begrip vir ons so 'n bietjie 'n wanpersepsie het, wat ons sukkel partykeer om dit te verstaan. Ons sukkel partykeer om die onderskeid te tref tussen ek leef vir Jesus en ek leef in hom. En ek hoor te veel keer, ons praat net van ek leef vir Jesus. Dis net een deel, dis die eerste plek, dis jou vertrekpunt. Maar daar's 'n ontdekking, ek het vir hom geleef, maar ek leef nou eintlik vanuit hom uit. Ek reageer nou net wanneer hy sê, reageer. Ek gaan nou net wanneer hy sê, gaan nou. En ek doen niks anders en gaan in geen ander rigting behalwe as hy dit sê nie. En omdat hy my liefhet en sy seun vir my gegee het en die volle prys vir my betaal het, het ek die voorreg om nou te identifiseer in hierdie prentjie. Romeine 6 praat van dit en dis wat ons nou gesien het in die doop. Hy praat eintlik, Romeine 6 gaan oor die beginsel van hoe ek en jy identifiseer as gekruisig en hy gebruik die doop as een van die grootste simbole daarvan. Ek is met Christus gekruisig en ek staan met hom op. Hy sê eintlik soos wat ek onder die water ingaan, soos wat ek onderdompel word, want dis die Griekse woord vir doop, so by the way, baptismo, wat beteken onderdompeling. Daarom is daar nie 'n ander verwysing van die doop nie. Dis onder die water, ek sterf met Christus en ek staan op in 'n nuwe lewe.
En nou sê Romeine 6, die volgende in daai identifisering. Hy sê, want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons oue mens saamgekruisig is, en hoor hierdie statement, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. What a statement. Dat die liggaam van die sonde tot niet gemaak is. Wat sê hy? Hy sê die identifisering met Adam. Die identifisering dat ek nog net 'n sondaar maar is, armsalige ek. Die identifisering van ek is nie goed genoeg nie. Al daai word tot niet gemaak. Die liggaam van die sonde word tot niet gemaak. En ek dien nie meer die sonde nie, want hy het in totaliteit gesterf. Galasiërs 5 verduidelik dit as volg. Ek lees vir julle die Afrikaanse nuwe vertaling. Hy sê, die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. As jy dit nie verstaan nie, as jy nie verstaan dat jou sondige natuur gekruisig is nie, gaan jy die hele tyd hom herroep. Gaan jy die hele tyd die muurtjie herbou en sê, hierdie prentjie maak ek, yes Here, ek hoor, u het vir my gesterf en my vrygekoop, maar hierdie muur maak vir my baie meer sin. Die oomblik wanneer jy sê, ek het met Christus gesterf, ek identifiseer nou met die kruis, en ek identifiseer in hierdie prentjie, is daar 'n nuwe verwysing wat kom, en hy sê, hierdie ou sondige natuur, is dit wat aan die kruis hang, hy's dood, hy's gone. Met ander woorde, as hy hierdie oomblik dit vir ons sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek behoort aan hom, het ek my sondige natuur met al sy hartstogte en al sy begeertes gekruisig. Hartstogte is passies. Hy sê in daai konteks, elke keer wanneer ek en jy dink, daai goed wat sonde kom petrol gee in jou en my lewe, met al sy hartstogte, daai ding wat hom 'n dryf gee, daai ding wat hom eintlik energie gee, en al sy begeertes, al sy drange. Ek het nie meer 'n drang om sonde te doen nie. Daar is nie meer 'n ding wat enige plek ruimte het, sodat hy vuur kan inblaas om hierdie ding aan te wakker nie, want ek is dood. Ek het gesterf, my ou sondige natuur reageer nie op dit nie, want hy is dood. Hy kan nie langer reageer nie. So hier's die uitdrukking in die prentjie van dit, al sy hartstogte en al sy begeertes. Jy sien, ek dink, ek en jy vat soms te lank om dinge uit te sorteer in ons lewens. Ons vergeet dat wanneer hy sê kruisig, is dit klaar, finish, dan. Daar is nie 'n roep van dit nie. Die sondige natuur is dood. Hulle sê mos die plek waar die minste sonde is die begrafplaas. As jy 'n lijk wat opstaan skielik en sê, ek gaan nou by 'n ander vrou se graf hier inklim en bietjie hier kuier. Hoekom nie? Want hulle is dood. Daar is nie meer 'n reaksie op enige iets nie. En nou sê hy, kry hierdie openbaring. Die sondige natuur het gesterf in sy totaliteit, met sy hartstogte en sy begeertes. En wanneer ek nou in hierdie lewe leef, want dit beteken nie nou hou die versoekings op nie. As ek nou hierdie lewe leef, en daar kom goed oor my pad, wat my wil verlei, en wat my in die versoeking wil bring, moet my reaksie nooit wees, ek wil net hierdie ding weerstaan nie. Ek moet daar kan opstaan met 'n stuk autoriteit en sê, ek is dood vir hierdie ding. Hy het geen houvas op my lewe nie. Hy het geen drang wat hy mee kan losmaak hier aan my binnekant. Jy sien, ons probleem is nie die sonde nie. Ons probleem is dat ek en jy nie reg identifiseer nie. Ons identifiseer nie as gekruisig nie, daarom laat ons goed toe. En daarom is ons kinders van die Here. En ons is nuut gemaak in baie opsigte, maar ons vergeet ons is gekruisig. En mag jy vandag die openbaring snap. Mag daar iets in jou gees drop vanoggend waar jy besef, elke keer wanneer enige versoeking oor my pad kom, elke keer wanneer enige iets kom om my te probeer verlei, is my reaksie onmiddellik, Here, as daar enige hartklop vir dit is, dankie dat ek nou kan reageer en sê, dit is gekruisig met die ou sondige natuur. Dit leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. Jy sien, hier is die realiteit. Jy gaan of dood wees vir sonde nou, hier, op aarde, of jy gaan as gevolg van sonde 'n ewige dood hê. You choose. Jy gaan of nou dit snap
en jy gaan dood wees vir sonde. Nou. En dan gee Romeine vir ons hierdie sleutels, want hy besef, dit beteken nie die duiwel hou op om te probeer nie. Inteendeel, dit raak moeiliker. En weet jy wat is die duiwel se strategie met ouens wat besef dat jy gesterf het vir die sonde? Hy laat groot goed klein lyk. Ek hoop jy hoor dit vanoggend. Hy laat groot goed klein lyk. Ag, is nie so erg nie. Jy is mos nou dood vir die sonde. Ag, weet jy is mos nou gered. Dit gaan nie 'n impak maak op jou verhouding met Jesus nie. Jy hoef nie hierdie ding uit te sorteer nie. Jy hoef nie reg te leef nie. Jy hoef nie goed te korrigeer nie. Hierdie ding is nie so erg nie. Hy laat groot goed klein lyk in jou en my lewe, en dan moet ek en jy begin bond staan en sê, okay, maar waar identifiseer ek nou as dood vir hierdie ding? En wat laat ek toe? En dan gee Romeine vir ons hierdie sleutels in vers 11, Romeine 6 vers 11. Hy sê, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Hoor daai woord en begrip wat hy gebruik, reken jouself. Hy sê, jy doen eintlik 'n klomp inskrywings in 'n joernaal. Hierdie het ingekom, hierdie het ingekom, hierdie het uitgegaan. Nee, daai ou rekeningkunde, rooi en blou boek, dis al wat ek kan onthou. Ek weet, dit was KBJ en KOJ. Daar was klomp lettertjies. Ek onthou net rooi en blou. Toe sê die juffrou vir my later, wil jy nie asseblief my vak los en iets anders vat nie. Maak nou vir my baie meer sin. Maar jy het 'n klomp inskrywings. Nou sê hy, reken jouself dood vir die sonde. Hy sê, die oomblik wanneer ek deur die goedjies gaan van my dag, en ek sien iets hier, wat nie reg is nie, en is nie belyn met die feit dat ek gekruisig is nie, dan beter ek daai ding aanspreek en kanseleer. Hy kan nie in die bottom line kom lê nie. As ek hom nie gaan adresseer nie, kom hy net outomaties daarin. As ek hom nie gaan adresseer nie, skielik lê hy daar. As ek hom nie gaan adresseer nie, skielik gooi hy die balans bietjie uit. En nou sê hy, maak eintlik 'n opsomming van dit wat in jou lewe gebeur. Gaan eintlik dag vir dag deur dit en sê, hier sekere goed wat ek moet nou reken en bereken en 'n som totaal kry, en daar's goed wat gekanseleer moet word. Gekruisig, afgehandel, finaal. En dan gaan hy aan en hy sê die volgende, vers 13, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder genade. Wat 'n stuk bemoediging. As ons kan teruggaan na Galasiërs toe. Ek struikel en ek val, ek streef daarna om soos Christus te wees, ek struikel en ek val, maar Jesus keer nie sonde goed nie. En nou sê hy, hier is die ontdekking wat ek gemaak het, ek is nie onder die wet nie, ek is onder genade, loof die Here daarvoor. Maar hoor hoe begin hy hierdie statement, en moenie julle lede stel tot beskikking nie. Hierdie is 'n beskikbaarheidsvraag, wat hy vra. Waarvoor is jy nog beskikbaar? Wat is jy nog voor beskikbaar, sonder dat jy dit besef? Dit is soos tydsbestuur. As jy nie jou tyd gaan bestuur nie, gaan iemand dit namens jou bestuur. As jy nie doelbewus jouself beskikbaar stel vir dit wat die Here wil doen nie, as jy nie gaan doelbewus wees met jou beskikbaarheid nie, kom daar 'n moeilike vraag vir jou, want jy het nie 'n vermoë om hierdie ding reg te antwoord nie. Moenie jou lede stel tot die beskikking van die sonde nie. Stel jouself tot beskikbaarheid vir dit wat die Here wil doen. En hoor wat sê hy, soos iemand wat uit die dode lewend geword het. Worship team, julle kan my join hier voor. Ek love die statement. Hy sê, in my hele identifisering is daar 'n massive skuif in my interpretasie en my benadering tot wie ek is. Ek leef nie meer nie. Christus leef in my. Maar die lewe wat ek nou leef, en Romeine sê dit eintlik nou so mooi, hy sê, as julle lede van werktuie en beskikking tot dit wat die Here wil doen,
dan sê hy, maar stel julle self tot beskikking van God as mense, wat uit die dode lewend geword het. Nie met die ou sondige natuur nie, maar met die geregtigheid van God. En wanneer ek identifiseer as gekruisig, en ek besef my sondige natuur is gekruisig saam met Jesus, dan begin ek verklaringe maak oor myself, nie meer, o arme ek, armsalige ek is maar net 'n sondaar, gered uit genade nie. Nee, ek is die geregtigheid van God, want my ou sondige natuur het gesterf. Ek is die geregtigheid van God, want hy het sy heerlikheid binne in my kom openbaar. Ek is die geregtigheid van God, want as ek struikel en val, staan ek op en ek spreek daai ding aan en sê, jy leef nie meer nie. Dis nie wie ek is nie, en dis ook nie wie ek gaan wees nie. En wanneer jy in daai spasie begin inbeweeg, is daar 'n stuk autoriteit wat saam met dit kom. Die Here gee jou en my 'n vermoë om in plekke en omgewings te kan inpraat en goed aan te spreek en te sê, hierdie is nie in lyn met dit wat die woord van die Here sê nie, kom in lyn. En ek stap in met 'n lewe vol van wie hy is. Nie omdat ek vir hom leef nie, maar hy leef in my en deur my. En dit maak dat ek vir hom leef. Maar die begrip is eers in en deur. En dan vir, nie andersom nie. En ons gaan vanoggend 'n tyd van expression hê. Ons het nagmaaltafels hier voor en daar agter. En ek wil jou nooi, soos wat jy gaan uitkom vanoggend, dit is Christus se kruis waarmee ek en jy identifiseer. Dis sy dood en sy opstanding. Ek en jy kon nie hierdie las op ons eie dra nie. Ons kon nie hierdie prys enigsins as ons daai berekening moes doen, was ons diep in die rooi. Dis net Christus wat dit vir ons kom doen. En wanneer jy vanoggend aan hierdie nagmaaltafel deelneem, moenie net kom met 'n stuk dankbaarheid nie. Dankie Here dat U vir my gesterf het. Dit is stap 1, altyd. Ek het diep groot dankbaarheid, maar moenie net kom met 'n stuk dankbaarheid nie. Kom met 'n stuk openbaring vanoggend. Dankie Here dat soos wat ek hierdie brood breek, U liggaam is vir my gebreek, sodat ek nie verder in gebrokenheid hierdie wêreld moet leef nie. Dankie dat U liggaam vir my gebreek is en ek identifiseer vanoggend Here met U kruis. Dankie dat ek saam met U gesterf het. My ou sondige natuur is dood. Hierdie drange en hierdie begeertes is dood. Here, dankie dat ek dit kan vasnaal aan hierdie kruis finaal in hierdie oomblik. Dankie Jesus vir vrymaking, vir heiligheid, vir U heerlikheid. Dankie Here, soos wat ek die sap drink vanoggend, U bloed wat vir my gevloei het. Dankie dat dit nie net nou my reinig van alles nie, maar Here, dit gee my 'n lewe en dit in oorvloed. Om alles te kan doen wat U vir my bestem, om getrou te wees aan U woord. En ons het daar buite het ons 'n kruis, met 'n nagmaaltafel en 'n span bidders wat gereed is om te bid. Nou ek weet dis buite en dit is dalk awkward om buitentoe te gaan, maar daar's 'n kruis met spykers en 'n papier en 'n pen en 'n hamer. En as jy dalk vandag iets identifiseer wat jy weet, hierdie ding leef nog binne in my, gaan skryf dit vandag op 'n stuk papier as 'n verklaring. Here, ek sit dit vandag buite myself na 'n verwysing na 'n ou sondige natuur, hierdie stukkie papier. Skryf dit neer, vou hom toe, slat hom vas aan daai kruis. Ek is gekruisig saam met Jesus vandag. Ek weet, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En die lewe wat ek nou leef, leef ek in die geloof tot hom en deur hom en vir hom. En alles wat in my lewe nou bestaan, is uit 'n verwysing van die volheid wat tot in my lewe gekom het. So ek wil jou nooi, as jy nodig het om iets te gaan vasnaal aan daai kruis vandag, moenie skaam wees nie. Dis 'n oorwinningsoomblik, dis nie 'n kop omlaag oomblik nie. Dis 'n statement vandag wat jy maak teenoor die aanvalle en die versoekings van die vyand. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. So ek wil jou nooi, soos wat die worship team ons gaan lei, beweeg uit na die nagmaaltafels toe. Gaan na die stasie toe, soos wat jy dit nodig het. Bedien iemand, as jy voel, daar is 'n gebedsspan daar buite wat saam met jou gaan bid. Maar as jy voel jy wil 'n woord gee vir iemand, doen dit. As jy iemand wil bystaan, doen dit. Moenie vanoggend net bekommerd wees oor jouself nie. Kan ek jou nooi,
saam met my te staan en terwyl jy staan, wil ek net vir jou bid en dan wil ek vir jou geleentheid gee om te beweeg. Dankie Jesus dat ons vanoggend kan identifiseer as gekruisig. Nie uit 'n menslike perspektief nie. Nie uit 'n poging, Here, van ons probeer nou nie. Ek doen my bes, Here. Here, dankie dat ek kan sê dat in my wandel en in al my weë, soos wat ek streef om te leef volgens U waarheid, al sou ek struikel en val. Dankie Here dat ek weet, ek kan opstaan en sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dankie dat ek die openbaring kan hê, die ou sondige natuur is gekruisig met al sy hartstogte en al sy begeertes. Ek het geen drang, geen behoefte, geen dringendheid om enige versoeking eintlik my knie te buig nie, want ek is klaar dood vir dit. En die lewe wat ek nou leef, leef ek in gehoorsaamheid, Here, tot U stem en tot U opdrag. En mag U verheerlik word in en deur ons lewens, deur ons optredes, deur ons toegang wat ons het in ons lewe. Ek bid Here vanoggend, soos wat ons gaan deelneem aan hierdie nagmaal, dat die beskikbaarheidsvraag vandag finaal opgelos is. Ek is beskikbaar vir Christus en sy waarheid. Ek is beskikbaar vir dit wat hy wil doen deur my lewe. Ek stel my lede nie meer tot beskikking tot dit wat oud is nie. Ek herbou nie die muur wat afgebreek is nie. Dankie Here dat dit finaal sommer weggery word en verruim word in my hart. In Jesus naam. Amen en amen.